Goeiedag, my naam is Tiaan Gildenhuys en op hierdie DVD wat een DVD van 2 gaan uitmaak wat ek noem Wat is geloof omnibus, gesels ons op hierdie spesifieke eerste DVD oor sterf aan die self. Want as ek werklik wil groei in my geloof, dan moet ek sterf aan my eie ek en laat Jesus in my groei en laat hy al hoe meer in my gaan word. Maar aangesien dit alles oor Jesus Christus gaan, kom ons bid gou saam. Vader, in die magtige naam van Jesus Christus wil ons U loof, prys en eer. Dankie Here dat ons weer die Bybel sê, wat 2 of 3 in my naam vergader is ek in hulle midde. So U is hier waar ons hierdie DVD opneem, U is ook daar waar die mense na hierdie DVD sal kyk. En ek wil bid Here dat U Heilige Gees in ons harte sal werk, dat die Heilige Gees my uit die pad sal vat, dat U die een sal wees wat spreek, dat U deur U Heilige Gees vir ons die skrifte sal openbaar, en Here Jesus, dat ons sal verstaan wat U vir ons probeer sê. Dankie Here dat U ons die autoriteit gee vir die Satan sê, ons bind jou werke, waar jy wil probeer keer dat God se kinders hierdie boodskap ontvang, die Here bestraf jou, en jy sal verdwyn in Jesus Christus se naam. Here Jesus, dankie vir die bloed wat U vir ons gestorf het op Golgotha. Verseël ons asseblief met daardie kosbare bloed in hierdie oomblikke. Ons vra ook dat U die engele sal opstel rondom ons, en dat U nou met ons sal praat, sodat U verheerlik kan word. Amen. Op hierdie DVD spesifiek gaan ons hom opdeel in 4 punte. Die eerste een is ontmoet Jesus. Die tweede ene is nou wat is geloof? Die derde punt is begin en einde van geloof. En die vierde punt is maak klaar met die eie ek. Maak klaar met die self. My aanhalings kom in die 1933-53 vertaling van die Bybel en ek lees in my Bybel in 2 Korintiërs 1 vers 13. Want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. En ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. Met ander woorde, as ek in my Bybel lees dat Jesus Christus uit 'n maagd gebore is, dan beteken dit niks anders as dat Jesus Christus uit 'n maagd gebore is nie. As ek in my Bybel lees dat Jesus Christus fisies opgestaan het uit die dood uit, beteken dit niks anders as dat hy fisies opgestaan het uit die dood uit nie. En as ek in my Bybel lees, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig, beteken dit ek en jy is in 'n oorlog teen bose geeste in die lig. So ek kan in die Bybel begin lees soos hy hier staan, ek kan hom verstaan soos wat hy hier staan en ek kan doen wat hier staan. En vandat ek dit persoonlik in my lewe begin doen het, ek en my vrou ongeveer 11 jaar gelede, werk hierdie dinge in ons huwelik, in ons finansies, ons verhouding met ons kinders en alles rondom ons. Hoekom? Want dit is die waarheid van die woord van God. Maar ek het nodig gehad om ook my geloof op 'n dag te laat ontstaan, om ook op 'n dag te sê, Here, ek glo, ek neem Jesus Christus aan. Ons gaan na al hierdie aspekte kyk. Maar dan gaan ons ook vandag kyk, wat sê die Bybel vir ons oor geloof en wat sê die Bybel vir ons oor hoe sterf ek aan my eie ek, sodat Jesus juist meer kan groei. Want in Matteus 22 vers 29 het Jesus gesê, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. En daar's ons probleem. Ons dwaal, want ons dink dis net die dominee, of net die pastoor, of net die ouderling, of een van die geleerde manne wat vir ons die Bybel kan lees. Nee, dis tyd dat ek en jy self die skrifte begin ondersoek, sodat ons kan weet wat die Here vir ons wil sê. Want as ons hierdie skrifte gaan leer ken, gaan ons die krag van God leer ken. Want Jesus het elke keer die woord gebruik om te sê, Satan, daar is geskrywe. Elke keer wat Satan hom versoek het hy gesê, Satan, daar is geskrywe. Daarom het ek die skrifte goed genoeg leer ken om te kan sê, Satan, daar is geskrywe oor my huwelik, daar is geskrywe oor my finansies, daar is geskrywe oor my kind se gesondheid. Maar hoe kan ek dit vir hom sê as ek nog nie daai verse gelees het nie? En so bly my wapen wat God vir my gegee het, kragteloos en oneffektief, omdat ek dit nie gebruik tot eer van U naam nie. Maar die Here waarsku ons in Hosea 4 vers 6 en hy sê, my volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis. En omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priestersambt nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Ons moet mooi oplet dat daar staan, my volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis. Daar staan nie die ongelowiges, die onheiliges, die ondankbares, die onreine is, die wie ook al gaan te gronde weens gebrek aan kennis nie. Daar staan my volk. Ek dink, ek hoor 'n tikkie van God se hartseer in daardie woorde waar hy sê, my volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis. Hy wil so graag vir ons kennis gee aangaande hierdie goeders, maar ons as mense verwerp heeltyd hierdie kennis wat hy vir hom wil gee. En jy gaan vandag kies of jy hierdie bietjie kennis wat ek met jou gaan deel op hierdie DVD en die tweede DVD in hierdie stel, of jy hierdie kennis jou eie wil maak en of jy dit wil verwerp. Dit gaan jou keuse wees. Maar jy sien, ons is veronderstel om oor hierdie dinge te praat. Lees saam met my in Josua 1 vers 8. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees en dan sal jy met goeie gevolg handel. Kyk mooi, wanneer sal ek in my weë voorspoedig wees?
En wanneer sal ek met goeie gevolg handel? Eers as ek oor hierdie dinge van die Here begin praat in my lewe, as ek dit dag en nag bepeins, en as ek nou gesed handel, nou gesed lewe, nou gesed optree, volgens alles wat daarin geskrywe staan. So baie mense wil sekere gedeeltes van die Bybel uitskeer. Veral die Ou Testament wil die mense deesdae gou sê, maar dis Ou Testamenties. Dis nie meer op ons van toepassing nie. Ons kan niks meer daaruit kry nie. Ons lewe net in die Nuwe Testamentiese tyd, ensovoorts ensovoorts. Nee mense, ons moet ophou dwaal omdat ons die skrifte nie leer ken, die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. Kom ek wys vir jou nou 'n voorbeeld wat ek bedoel, hoekom ons nie die Ou Testament kan uitskeer nie. Die volgende prentjie wat jy daar sien, is 'n foto wat ek in Israel geneem het toe ons een keer saam met 'n toergroep daar was, en hier is 'n foto van 'n skrifgetroue weergawe van die tabernakel van Moses wat hulle gebou het by Timna in die Negev-woestyn. En jy sal sien hy's uitgelees soos wat ons dit in die Bybel van lees as die voorhof, die heilige plek en die allerheiligste. Maar wat jy ook moet oplet daar, is daar die interessante syfers wat ek nou aan die bokant in die geel daar gee, want jy sien in die Hebreëse Bybel, in die Hebreëse teks, het elke woord en elke ding in die Bybel in die Ou Testament 'n spesifieke syferwaarde. En dit is interessant dat in Hebreëus die syferwaarde vir die voorhof 20 x 20 x 10 is, dit is 4000. Die Hebreëse syferwaarde vir die heilige plek is 20 x 10 x 10, dis 2000. En dan vir die allerheiligste is dit 10 x 10 x 10, dit is 1000. Waarna dink jy verwys dit? Jy sien die Here bou alreeds in sy tabernakel in wat hy vir Moses gegee het destyds, die feit dat die 4000 verwys na die 4000 jaar Ou Testamentiese tyd van Adam af, dan die tot by Jesus, en dan die 2000 verwys na die 2000 jaar van Jesus af tot by ons vandag, en dan die 1000 verwys na die 1000-jarige vrederyk wat ons saam met Jesus op aarde gaan wees. Met ander woorde, daar in die tabernakel ingebou het die Here alreeds die volle tyd wat hy saam met die mens gaan wees vir ons ingebou. Het hy dit ingewerk sodat ons daaruit kan leer en sê, weet jy wat, wow, daar gaan 'n 4000 jaar wees, daar was. Daar gaan 'n 2000 jaar wees, ons is nou aan sy einde. En dan gaan daar nog 1000 jaar wees wat ons saam met Jesus gaan wees. Dis alles in die tabernakel ingebou. Jy sien, as ons die Ou Testament weggooi, dan kan ons nie hierdie wonderlike nuwe kennis daaruit ontvang nie. Maar kom ons kyk bietjie hoe lyk die tabernakel as jy binne in hom ingaan. Die volgende prentjie sien jy. Daar is een deur. Daar is net een deur waardeur jy kan kom. Nou ek bespreek ook die tabernakel in redelike detail op ons DVD van Lone in die Hemel. Ek bespreek dit ook op ons DVD van Jesus kom weer, van die wegraping en die wederkoms van Jesus. Dit bespreek ek ook die tabernakel. Maar kom ons kyk hierso, jy kom deur, daar is een deur. Dan kom jy in en dan sien jy die brandofferaltaar. Dan jy die koperwaskom. Dit is die voorhofgedeelte. Dan jy daai tent net nou gesien in daai eerste prentjie, as jy in daai tent ingaan, dan gaan jy in die heilige plek in, dis die eerste gedeelte, deur die eerste voorhangsel heen, daar's twee sulke voorhangsels, een is maar net soos 'n ingang, die tweede een is dan nou die voorhangsel voor die allerheiligste. Maar as jy deur die eerste een ingaan, dan kry jy nou die goue kandelaar wat aan jou linkerkant staan, is aan die suidekant, en die tafel van die toonbrode is aan die noordekant, en dan reg voor jou is die wierookofferaltaar. Nou die goue kandelaar staan ook in Hebreëus bekend as die menorah, dis die kandelaar met die 7 lampies wat jy daar het. Die tafel van toonbrode, daar was 12 brode elke Sabbatdag op hierdie tafel neergeplaas. Dit het onder andere verwys na die 12 stamme van Israel wat daagliks voor God se aangesig verskyn het rondom hierdie tabernakel. Die wierookofferaltaar was waar hulle die wierook wat spesifiek op 'n spesifieke manier voorberei was in God se opdrag gebrand het voor die voorhangsel. Dan het jy nou die voorhangsel en dan sal jy nou ingaan in die allerheiligste in, en net die hoëpriester kon eenmal 'n jaar op versoeningsdag, hulle noem dit Yom Kippur, op versoeningsdag eenmal 'n jaar, kon die hoëpriester ingaan na waar die ark van die verbond gestaan het. Dit is in die allerheiligste. Nou is die vraag natuurlik, kan hierdie Ou Testamentiese simbole enigiets beteken vir my en jou in ons lewe vandag? O ja, dit kan. Kyk nou na die volgende prentjie. Die deur verwys na ek ontmoet Jesus Christus, want daar is net een deur in die heiligdomme van God in, en dis deur Jesus Christus. Ons gaan net nou na die teksverse kyk. Dan die brandofferaltaar verwys daarna dat ek wegbrand aan myself. En dan die koperwaskom verwys daarna dat ek deur die doopwater gaan. Ons het ook 'n DVD oor die doop, mense, want jy is nie gedoop as jy water op jou voorhoof gespat gehad het nie. Dit is nie die doop nie. Daar is net een doop en dit is soos Jesus gedoop was. Die Griekse woord vir doop is baptizo. Dit beteken to make fully wet. So as jy nog nie fully wet was nie, fisies onder deur die water was nie, is jy nog nie gedoop nie. Dis die voorhofgedeelte en ons gaan vandag op hierdie een DVD praat ons oor die wegbrand van die selfgedeelte. Dan kan ek in my geloofslewe verder groei, waar ek dan ingaan in die heilige plek, deurdat ek vervul word met die Heilige Gees.
Dis die goue kandelaar is ook 'n simbool van die Heilige Gees in Openbaring. Dit is interessant dat hierdie goue kandelaar, as jy gaan tel, sê jy sien uit 'n amandelknop, 'n amandelblom en 'n amandelblaar, het hy verskillendes van hulle gehad aan elkeen van hierdie arms. En as jy hulle almal bymekaar tel, sal jy sien daar is 66 knoppies op al hierdie arms gewees. En daai 66 knoppies verwys na niks anderste as die 66 boeke van die Bybel nie. Baie mense sê ja, daar is sekere boeke uit die Bybel weggelaat ensovoorts. Nee, daai 66 knoppies aan die menorah sê vir my dat die 66 boeke wat God in sy woord wou gehad het, daarin is, want die Bybel sê vir ons in 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God ingegee. So hierdie 66 boeke is deur God ingegee, want dis die 66 boeke wat ek en jy nodig het om volgens te lewe, gered te word en in die ewigheid mee in te gaan. Dan begin ek heeldag voor God verskyn, die tafel met toonbrode verwys daarna dat ek ook nou heeldag voor God se aangesig verskyn, want ek begin nou al hoe meer met hom verkeer en met hom gesels, en die brode verwys ook daarna dat ons die nagmaal al hoe meer gereeld begin gebruik, selfs soveel kere as eenmal 'n dag, soveel as wat jy dit wil doen, want ons het ook 'n DVD oor die verbondsmaal. Die verbondsmaal is niks anders as die nagmaal nie. Dan begin ek ook in daaglikse intieme gebed voor die Vader verskyn, want my gebed raak al hoe meer intiem, maar dan kan ek ook verder groei in 'n intieme verhouding met God, in 'n daaglikse lewe van heiligheid in sy teenwoordigheid en heerlikheid. Nou op hierdie 2 DVD's in hierdie omnibus gaan ons die voorhof en die heilige plek hanteer, want die allerheiligste hanteer ons in elk geval reeds op 'n ander DVD van ons met die titel Jesus se karakter, heiligheid, reinheid en suiwerheid, wat jy ook kan bekom as jy daarin sou belangstel. Maar die punt is, wat jy hier moet raak sien is, God het reeds in sy tabernakel in die Ou Testamentiese tyd vir ons ingebou hoe dit vandag op ons lewens van toepassing is, hoe ons geloofs groei. Jy sien, want my geloof begin wanneer ek Jesus ontmoet, wanneer ek Jesus aanneem, wanneer ek besluit ek glo wat die Bybel vir my sê rondom Jesus, en dan begin ons groei. Ek begin sterf aan myself, ek gaan deur die doopwater, ek word vervul met die Heilige Gees, ek begin heeldag voor God se aangesig verskyn, ek begin in daaglikse intieme gebed in, en ek groei verder na 'n daaglikse lewe van heiligheid en intieme verhouding met God. Nou is die vraag, waar sit jy op hierdie stadium? Het jy al by die deur ingekom? Want ons gaan spesifiek kyk, hoe kom ek by die deur in, hoe groei ek verder, en wat verwag God van my en jou? Nou gaan ons na die eerste punt kyk, oor die feit dat ek eerstens, om my geloof te vestig, Jesus Christus moet ontmoet. Wat sê die Bybel vir my daaroor? Lees saam met my, Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Met ander woorde, my liewe vriend en vriendin, jy wat na hierdie DVD kyk, God staan en klop by die deur van jou hart en by die deur van my hart. In sommige van ons lewens klop hy vir 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar, 50 jaar, 60 jaar. Maar die punt wat ons hier moet raak sien, iemand het dit een keer vir my mooi gesê, jou hart se deur het nie 'n knop aan die buitekant nie. So Jesus Christus forceer nie daai knop oop en storm in jou lewe in nie. Nee, hy staan net in klop en hy wag dat jy die knop aan die binnekant sal oopmaak. Jou hart se deur sal oopmaak sodat hy kan inkom. Hoeveel keer het jy nie al daai klop gehoor nie, my vriend? Dan sê jy vir my, nee, Matiaan, waar het ek daai klop gehoor? Jy het dit gehoor toe jou juffrou in graad 1 met jou gepraat het oor Jesus. Jy het dit gehoor toe jy in die kerk was en die dominee gepreek het of die pastoor gepreek het. Jy het dit gehoor toe jou vrou met jou gepraat het oor Jesus, toe jou kinders met jou gepraat het oor Jesus. Het jy die klop gehoor, my vriend? Het jy al daai deur oopgemaak? Want slegs as jy daai deur oopmaak, dan eers kan jou geloof begin groei. Kan jy eers begin om 'n pad saam met Jesus te loop, maar jy moet die keuse maak. Ek moet die keuse maak. Ek kan nie maar net aanvaar en sê, maar ek het in 'n Christenhuis groot geword en omdat ek in 'n Christenhuis groot geword het, nou is ek 'n Christen nie. Dit is die grootste leuen wat Satan in ons lewens gebruik. Ek het dit een keer het ek by 'n bikers church bedien en die Here het dit vir my daarna nogal mooi oopgemaak. Die feit dat pa en ma bikers is, wat hulle colours dra, hulle noem dit hulle colours, hulle kleure, die baadjies waarmee hulle ry, beteken nie outomaties dat Boetie en Sissie ook bikers is nie. Wanneer word Boetie en Sissie bikers? Boetie en Sissie word eers bikers wanneer hulle self besluit, hulle wil ook bikers word, dan koop hulle vir hulle self 'n motorfiets en hulle gaan doen aansoek by hierdie klub en hulle kry hulle klere, dan eers word hulle bikers. Jy word eers 'n Christen wanneer jy self Jesus Christus aanneem, wanneer jy self hierdie deur oopmaak. En dan lees ons in die Bybel in Johannes 14 vers 6, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Kyk mooi,
Daar is geen ander antwoord nie. Ons kan nie na die Vader gaan nie. Baie mense sê vir jou in die New Age, nee, there are many roads leading to God. Nee, daar is nie. Daar is net een pad na die Vader toe, dis deur Jesus Christus. En Johannes 1 vers 12 en 13 sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Met ander woorde, ek moet Jesus Christus aanneem. Kyk mooi, almal wat hom aangeneem het, dit impliseer 'n aksie aan my kant. Is nie iets wat my ma of my pa of my boetie of my sussie of my dominee of my pastoor namens my kon doen nie. Is iets wat ek self moet doen om te sê, Here, ek neem u aan. Ek neem u genade aan. Ek sê vir u dankie, Here, want onthou die Bybel sê uit genade is jy gered, nie uit die verdienste nie, sodat geen mens mag roem nie. So nee, ons roem nie dat ons uit ons werke uitgered is nie. Al wat ek nodig gehad het om te doen is om te sê, Here, ek neem u genade aan. Ek neem u aan. Dankie vir u genade. Ek neem u aan as my verlosser, redder en saligmaker. Dis geen werk nie. Dis 'n dankbaarheidsuitroep, want hy staan voor my met 'n skinkbord en sê, hier is dit vir jou ook, my kind. Hy staan voor jou met 'n skinkbord en hy sê, hier is dit vir jou, my kind, maar jy moet dit vat om dit jou eie te maak. Dit word nie jou eie voordat jy dit nie vat nie. Daarom moet ek dit ook eers vat. En ek moet besef, onthou ons het gekyk na die prentjie van die tabernakel, daar is een deur, lees saam met my Johannes 10 vers 9 sê Jesus, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. En in Romeine 10 vers 9 en 10 staan daar, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Nou hoekom moet ek met my hart glo dat God hom uit die dode opgewek het? Want ons het die enigste verlosser wat bestaan, wat uit die dood het opgestaan het. Geen ander verlosser op hierdie aarde het uit die dood het opgestaan nie. En Jesus het fisies uit die dood het opgestaan. Maar ons moet met ons mond die Here Jesus bely en met ons hart glo dat God hom uit die dode opgewek het. Dan sal ons gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Het jy al gehoor dat mense vir jou sê, luister man, my godsdienst is 'n privaat saak, ek praat nie daaroor nie. Ja, jy het al. Dalk het jy dit self al gebruik. Weet jy wat probeer die Satan daar doen? Hy probeer keer dat jy Jesus Christus met jou mond bely. Hoekom? Want hy probeer jou redding keer. Want as ek nie Jesus met my mond bely en met my hart glo nie, kan ek nie gered word nie. Want om gered te word moet ek hom met my mond bely en met my hart glo dat God hom uit die dode opgewek het. Jy sien, dis geloof. Ek glo dit want die Bybel sê dit. Dis waaroor geloof gaan. Ek lees dit daar. Dit begin iets in my hart doen. Ek sê, wow, ek sien wat hier staan. Ek vat wat hier staan. Ek glo dit en Here, ek neem u aan. Dankie dat u by die deur van my hart klop. Ek maak nou die deur van my hart oop. Ek neem u genade aan. Ek neem u aan as my redder, my saligmaker en my verlosser. Dankie Jesus dat u in my lewe is. En my liewe vriende en vriendinne, as jy dit nog nooit gedoen het nie. Ek was 36 jaar oud, ouderling in 'n kerk, toe ek dit eers gedoen het. Gedink ek ken Jesus. Meantime, al wat ek geken het, was die boek. Ek het nie die skrywer van die boek geken nie. Toe besef ek moet 'n verhouding met die skrywer van die boek aangaan. En ons het ook 'n DVD oor verhouding met God, waar ons verduidelik ook in hierdie persoonlike verhouding met Jesus moet lewe, dat hy met ons 'n persoonlike verhouding wil hê. Maar dit gaan nie oor werke nie. Dit gaan nie oor die gawes van die Gees nie. Dit gaan oor die gewer van die gawes. Ons moet die gewer najag. Jesus Christus, hy is die een wat vir ons die gawes gee. Maar so baie mense konsentreer so op die gawes, dat hulle nie na die gewer soek nie, dat hulle nie met die gewer in 'n persoonlike verhouding wil wees nie. Nee mense, ons moet werklik self 'n keuse maak rondom dit. Hoe weet ek moet self 'n keuse maak? Ek lees in Filippense 2 vers 12 en 13. Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Let mooi op. Dit is dus in die eerste plek 'n keuse wat elke individu self moet maak, vir God of teen God. Geen ander persoon kan dit ooit namens jou doen nie. Maar let tog op dat God ons selfs help om te wil en te werk na sy welbehae. My vriend, waarom is ons nie bereid om sy hulp te aanvaar nie? Weet jy hoekom nie? Want ons sukkel om te sterf aan ons eie ek. Man, dis hoe ek het sien en basta. Ons gesien wat die Bybel vir ons daar rondom sê. Maar die punt is, God sê, hy werk dit in ons om te wil. So as ek sukkel en sê, Here, ek weet nie hoe nie, help my, werk dit in my om te wil, asseblief. Ek wil graag doen wat u wil hê ek moet doen. Ek kies om dit my eie te maak. Het jy dit al gedoen? Want as jy dit nog nie gedoen het nie, sal ons 'n gebed laat rol aan die einde van hierdie DVD wat jy kan bid, om Jesus ook aan te neem en jou eie te maak. In Jesus se naam bid ek werklik dat die Heilige Gees hierdie dinge nou in jou hart
sal begin lewendig maak, dat jy gaan begin sê, wow, maar ek verstaan nou, dit is vir my ook. Nou vra baie mense, nou maar wat is geloof dan nou? Waaroor gaan geloof en wat is geloof? Weereens, ek kan maar net lees wat die Bybel sê. Ek het hierdie afgelope 11 jaar van my lewe geleer, dat hierdie is 'n baie kosbare boek. En dat ek kan lees wat hier staan, en dit is 'n skat hierdie. Dit is 'n skat wat dinge in jou lewe oopbreek, wat dinge in jou hart oopbreek, wat vir jou al die vrae wat jy in die lewe kan vra, die antwoorde daar is, as jy net bereid is om dit na te speur. Nou kom ons speur na, wat is geloof? Lees saam met my. Hebreërs 11 vers 1 sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So, my geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ek hoop. Ek hoop op die hemel. En daarom het ek 'n vaste vertroue daarin. Ek het 'n vaste vertroue in die hemel. Hoekom? Want ek glo dat die hemel bestaan. En ek het 'n vaste vertroue dat die hemel daar is, want dis 'n ding waarop ek hoop. En dis 'n bewys van die dinge wat ek nie sien nie. Ek het nog nooit die hemel gesien nie, maar ek glo dat die hemel bestaan. Hoekom? Want die Bybel sê dit vir my, en ek glo wat ek hier lees. Ek het Jesus nog nooit gesien nie, ek het God die Vader nog nooit gesien nie, ek het die Heilige Gees nog nooit gesien nie, maar weet jy wat, ek glo hulle bestaan. Hoekom? Want geloof is 'n bewys van die dinge wat ek nie sien nie. Nou sê baie mense vir my, bewys dat God bestaan. Nee, ek het vir jou 'n wedervraag, bewys jy dat God nie bestaan nie? Want as ek hierdie boek lees, dan weet ek dat God bestaan. Kyk ook wat sê die volgende vers. Hebreërs 11 vers 3 sê, deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is. Met ander woorde, nie deur evolusie nie. Sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Kyk mooi, deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is. So as ek en jy nie geloof het nie, gaan ons nie verstaan dat die dinge in die wêreld deur die woord van God tot stand gekom het nie. Eers wanneer ek begin glo dat dit wat hier staan so is, want onthou jy, ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ek verstaan nie. So eers as ek begin glo wat hier staan, dan gaan ek begin verstaan dat die wêreld en alles wat bestaan deur die woord van God geskape is, nie deur evolusie nie, maar is omdat die mense nie geloof het nie, omdat hulle nie bereid is om te glo in wat God se woord sê nie, dat hulle in die evolusie begin glo, en begin glo dat ons het ontstaan uit ape uit. En kyk weer na daai vers saam met my, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Met ander woorde, dit wat ons rondom ons sien, het nie ontstaan uit 'n klip, soos baie mense vir jou sê, of uit 'n primordial soup, soos wat die evolusioniste vir jou sê, of uit 'n aap uit nie. Jy weet, ons mense het ons ontstaan uit aap uit, sê hulle vir jou. Nee. Daai teksvers sê vir jou baie duidelik, die dinge wat gesien word, het nie ontstaan uit sienlike dinge nie. Hoekom nie? Want dit het ontstaan uit die woord van God uit 'n woord wat God gespreek het. Maar jy gaan hierdie dinge eers net verstaan wanneer jy geloof het. Eers wanneer jy begin glo wat hier staan, my vriend. Eers dan, wanneer jy jou kop uit die pad uit begin vat, ophou redeneer, ons gaan nou daarna kyk, eers dan sal jy verstaan dat die wêreld en alles wat bestaan geskape is deur die woord van God. En ek lees in Hebreërs 11 vers 6, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Kyk mooi, as ek nie geloof het nie, sal ek nooit God kan behaag nie. So mense wat vir my sê, nee man, maar ons almal glo in dieselfde God, die moslems en boeddhiste dan almal. Nee, hulle het nie 'n geloof in Jesus Christus nie. So hulle kan nie vir God behaag nie. Al probeer hulle hoe. Al probeer hulle allerlei werke doen, al probeer hulle allerlei rituele doen, hulle sal nie God kan behaag nie, want hulle het nie die geloof in ons Vader, ons God en in ons Jesus Christus nie. En hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is. So, ek moet glo dat God is. Ek moet glo dat hy bestaan. So baie mense sê, nee, ek glo nie God bestaan nie. Wel, jy sien, daar gaan jy. So jy gaan nie geloof kan hê nie, want jy glo nie dat God is nie. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is. Ek kan mos nie na God toe gaan, terwyl ek nie glo dat God is nie, dat hy bestaan nie. Hoe kan ek nou om toe gaan as ek nie glo dat hy bestaan nie? Jy sien, ek moet glo dat hy bestaan, en daai geloof kom uit my hart uit. Dis 'n keuse wat ek maak. Ek glo dit, iemand het eendag gesê, the Bible says that I believe it and that settles it. Ek glo dit, juis omdat dit daar staan, want dit bring lewe in my op, en skielik begin ek verstaan, wat is my doel in die lewe? Hoekom is ek hier? Al daai simpel vrae wat almal altyd vra, maar wat is die doel van die lewe? Wat is die sin van die lewe? Hoekom is ek hier? Waar gaan ons heen? En, man, al die antwoorde is hier. Al die antwoorde is in hierdie boek, maar dan moet ek glo wat hier staan. En ek moet glo dat God 'n beloner is van die wat hom soek. So,
Sonder geloof. As jy nie geloof het nie, my vriend, gaan jy God nie kan behaag nie. As jy nie maar bereid om te sê, Here, vat my kop so 'n bietjie uit die pad uit, dat ek begin glo wat hier staan nie, want ek verstaan nou dat sonder die geloof is dit onmoontlik om U te behaag. Maar wat gaan gebeur wanneer ek begin glo? Dan begin hierdie wonderlike awesome avontuur saam met die Here. 'n Avontuur waar jy nie altyd weet wat met jou gaan gebeur nie en waar jy heen gaan nie. Selfs ou Abraham het dit al beleef. Leef saam in Hebreërs 11 vers 8. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Soos ek en jy in die geloof begin lewe, dan verwag die Here baie kere van ons om stappe in die geloof te neem. Het sy rondom finansies, het sy rondom 'n skuif van een dorp na 'n ander dorp toe, het sy rondom die verandering van werk of die begin van 'n bediening of wat ook al die geval mag wees. En dan moet ek die geloof hê in God, dat hy is wie hy sê hy is, dat hy 'n beloner is van die wat hom soek, en dan kan ek in geloof uitstap en sê, Here, hier kom ek, al weet ek nie waar ek op pad heen is nie, al weet ek nie waar ek gaan eindig nie, maar Here, ek het die geloof dat U in beheer is van my lewe, ek het die geloof dat U 'n plan het met my lewe, en ek wil daardie plan gaan uitlewe, ek wil in daardie geloof gaan lewe. Dankie Here dat ek kan wegtrek, sonder om te weet waar ek sou kom, maar ek glo U gaan my dra, ek glo U gaan vir my voorsien. Dankie Here dat ek na U stem kan luister, want jy sien, jy kan, wanneer in jy persoonlike verhouding is met Jesus, kan jy na sy stem luister, want slegs in 'n intieme persoonlike verhouding met iemand, begin jy sy stem leer ken. Slegs as jy in 'n persoonlike verhouding is met iemand, jy weet mos as jy in 'n persoonlike verhouding is met jou beste vriend, en jy stap in 'n malende massa mense, en hy praat skielik hier agter jou, dan weet jy dadelik dis hy, sonder om te kyk, want jy ken sy stem. Nou net so as ek Jesus se stem leer ken, omdat ek glo, ek kan met hom in 'n verhouding wees, want die Bybel sê so. Daarom, my geloof het tot stand gekom toe ek Jesus ontmoet het. Ons is so baie kere geneig. Die wêreld sê vir jou, man, wys my dan glo ek. God sê, glo my, dan wys ek jou. Ek moet eers kies om te glo wat hier staan, dan begin die dinge binne in my borrel. So dan begin nie eers dinge in my borrel, en dan kies ek om te glo nie. Nee. Ek kies om te glo. En dan begin die dinge in my lewe. Dan begin hierdie geloofsdinge vir my 'n werklikheid word. Het dit al vir jou 'n werklikheid geword? Het jy al die keuse gemaak? Kom ons kyk nou 'n bietjie, wat is die begin en die einde van my geloof? Want daar is 'n begin, en wat is die begin het ons nou gesê? Wanneer ek Jesus Christus aanneem. Nou wat is die einde van my geloof? Maar ons gaan 'n bietjie lees wat die Bybel vir ons sê rondom dit. Johannes 3 vers 3 tot 6, Jesus praat met Nikodemus en hy sê vir hom, Nikodemus, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. En baie mense stry met my, en mense sê, daai water, hy gebore word uit water en gees, verwys na die vlees, die vrugwater, en dan nou die doping met die Heilige Gees. Nee, ek glo daai water en gees verwys na om in die water fisies gedoop te word en om in die Heilige Gees gedoop te word. Weereens as jy teruggaan na daai foto wat ek vir jou gewys het van die tabernakel, die voorhof het die koper waskom gehad, die priesters moes hulle self was voordat hulle in die heilige plek kon ingaan, en so ook moet ek myself was. En dis die volgende stap na dit is dan nou die doping met die Heilige Gees, maar dis ook nie altyd in daai spesifieke volgorde het ons al agtergekom nie. Sommige mense word gedoop met die Heilige Gees en daarna doop hulle self fisies, maar die meeste mense doop hulle self eers fisies en daarna word hulle gedoop met die Heilige Gees. Maar die punt is, ek moet weergebore word uit water en gees, want wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. En 1 Petrus 1 vers 6 tot 9 sê, daarin verheug julle, al word julle nou as dit nodig is, 'n kort tydjie beproef onder allerlei beproewinge, om dan uiteindelik die einddoel van julle geloof, die saligheid, dis die redding, die saligheid van julle siele verkry. Kyk mooi, wanneer ek weergebore word, dan word ek in die gees gebore, dan word my gees gewederbaar. Want onthou, ons as mense bestaan uit 3 dele uit, ons gaan nou na die teksvers kyk, ons bestaan uit 'n gees, 'n siel en 'n liggaam. Maar die oomblik wanneer ek werklik begin glo wat in die woord van God staan, wat gebeur? My gees word gewederbaar. Want Johannes 4 vers 23 en 24 sê, God is gees, en die wat hom wil aanbid moet hom in gees en in waarheid aanbid. So, my gees word dan gewederbaar,
En dan is die einddoel van my geloof, het ons nou net hierso gelees, is die redding van my siel. So, dis my gees en dan later kom my siel. Hoekom kom my siel eers later? Hoekom word my siel eers later gered? Want my siel is my wil, my intellek en my emosies. My siel wil heeltyd redeneer oor die dinge van die geloof. Ons wil alles met ons kopkennis uitwerk. Ons wil alles met ons kopkennis beantwoord en beredeneer. Jy kan nie. Die einddoel van jou geloof is die redding van jou siel. Kom ons kyk nou na die teksvers 1 Tessalonisense 5 vers 23 wat sê, en mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Daar is hy mooi. So ons bestaan uit hierdie 3 dele, gees en siel en liggaam, wat al 3 onberispelik bewaar moet word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Maar die aanvang, die begin van my geloof, is my gees word eerste gewederbaar wanneer ek Jesus Christus aanneem. Die einddoel van my geloof is die redding van my siel, waar ek ophou redeneer. En in hierdie lewensproses, waar ek besig is om my siel in lyn te kry met my gees, kom my liggaam ook in lyn en hy begin doen wat die woord vir ons sê. Met ander woorde, die begin van my geloof is die redding of wedergeboorte van my gees, en die einddoel van my geloof is die redding van my siel. En dis 'n hele lewensproses van groei, waar tydens my siel leer om uiteindelik in lyn te kom met my wedergebore gees. Die plek waar ek ophou redeneer, nou redenasies is met my siel, oor alles rakende geloof, en in beide my gees en in my siel aanvaar dit wat in God se woord staan, waarna my liggaam begin doen wat in die woord staan. Want jy sien, as ek met my liggaam begin doen wat in die woord staan, dan weet ek nou, ek is nou in 'n lyn. My gees, my siel en my liggaam is nou in 'n lyn. Ek begin doen wat die woord vir my sê. Ek laat myself nou lei deur die gees van God. Hoekom? Want Romeine 8 vers 14 sê, want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Daar is ongelukkig baie mense daar buite wat sê, hulle is Christene, maar hulle word nie deur die gees van God gelei nie, want hulle sê hulle is Christen omdat hulle in 'n Christenhuis groot geword het. Die feit dat jy in 'n Christenhuis groot geword het, my vriend, maak jou nog nie 'n Christen nie. Jy is nog nie 'n kind van God, as jy nie Jesus Christus aangeneem het om sy kind te word nie, en as jy jou nie deur die Heilige Gees van God laat lei nie. Want eers as jy deur die Gees van God gelei word, dan is jy kinders, as jy 'n kind van God. Want die kinders van God wil werklik deur hulle hemelse Vader gelei word. Hulle wil gehoorsaam raak en gehoorsaam lewe aan wat die woord vir hulle sê. Is jy al daar? Watter keuses maak jy rondom hierdie dinge? Ons moet ons beoefen, ons moet ons geloof ook oefen. Kan ek dit regtig doen? Ja, lees 1 Timoteus 4 vers 7 en 8 saam met my. Maar verwerp onheilige en oudwyse fabels en oefen jou in die godsaligheid. Kyk mooi. Wat moet ek doen? Ek moet my in die godsaligheid oefen. Hoekom? Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. Kom ons kyk na hierdie vers terwyl dit daar op die skerm is sommer so saam. Oefen jou in die godsaligheid. Toe jy sport gedoen het, of as jy nou nog sport doen, hoe word jy goed in jou sport? Jy word slegs goed as jy dit oefen, nê? En jy oefen ook nie net eenmal 'n maand nie. Om werklik goed te wees, moet jy elke dag oefen. Nou net so, om werklik goed te wees in my geloof en in my godsaligheid, moet ek dit elke dag oefen. En kyk mooi, ek lag ook maar altyd oor die Here se sin vir humor. Ek dink die Here het baie goeders ook vir ons bietjie tong in die kies gesê, want hy het geweet ons mense gaan vreeslik ingestel wees op die liggaamlike oefening. Kyk wat sê hy, want die liggaamlike oefening is tot weinig nut. Hoe kan hy so sê? Want jy weet, ons kan, as ons 20 jaar oud is, oefen ons in die gym en die spiere bult en so aan, en in die tyd wat ons 50 en 60 is, hang alles op pad, halfpad vloer toe. Want dis wat die Bybel sê, want die liggaamlike oefening is tot weinig nut. Maar die godsaligheid is nuttig vir alles. Hoekom? Omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. Kan jy sien? Die godsaligheid, as ek dit oefen, het ek die belofte van beide die teenwoordige lewe. Wat beteken dit? Ek kan 'n awesome lewe nou alreeds lewe, in heiligheid, in godsaligheid, in my geloof, en dan het ek ook die belofte van die toekomende lewe, van die ewige heerlikheid saam met Jesus, en ek begin besef, maar weet jy wat, dit gaan nou nie meer oor my nie, ek het my oorgegee aan Jesus, en dan sê die Bybel vir my, in Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het, en homself aan my oorgegee het, homself vir my oorgegee het. Ek lewe nie meer nie, maar Christus leef in my. Weet jy wat beteken dit prakties? Dit beteken sy oë is in my oë, sy mond is in my mond, sy hande is in my hande, sy voete is in my voete.
Beteken dit nou, ek sê, ek is Christus, soos wat die Nieuwheid sê? O nee, glad nie. Ek sê wat die Bybel sê. Die Bybel sê, ek lewe nie meer nie, maar Christus leef in my. En weet jy, nou is die vraag, die Here vra eendag vir 'n vriend wat so gesit in televisie kyk het, na een van die kanale gekyk het, wat hy nie moes kyk nie. Toe vra die Here vir hom, waarna laat jy my kyk, my kind? Want my oë is in jou oë. Jy sien, wat laat jy my rook, my kind, wat my mond is in jou mond? Wat laat jy my drink, my kind, wat my keel is in jou keel? Wat laat jy met jou hande doen, my kind, wat my hande is in jou hande? En watse woorde laat jy my spreek, my kind, want my mond is in jou mond? Jy sien, toe hierdie dinge my tref, en ek begin besef, en die geloof, en ek vat hierdie dinge in die geloof wat die woord vir my sê, en dit staan op in my hart, toe besef ek, maar ek kan nie meer reg goeders doen nie. En ek wil ook nie meer nie, hoekom? Want ek is in 'n persoonlike verhouding met God, en ek wil hom tevrede stel. Ek wil nie meer die wêreld tevrede stel nie. Maar as 'n sinnetjie wat baie van ons Christene mis, wanneer ons harte vir Jesus gegee het. 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20 sê, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Daai rooi gedeeltetjie wat daar staan, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Almal lees daai sinnetjie mis. Toe ek Jesus Christus aanneem, toe behoort ek nie meer aan myself nie. Toe is ek verkoop aan die hoogste bieder. En wie is die hoogste bieder? Jesus Christus is die hoogste bieder. Hy het gesê, ek koop jou op die kruis op Golgotha met my bloed. Dis die duurste prys wat ooit betaal kon geword het vir my en jou lewe. En die oomblik toe ek dit aanneem, toe sê ek, Here, dankie vir die genade. Dankie vir wat Jesus vir my in die kruis gedoen het. Ek neem U nou aan as my verlosser. Raai wat? Toe behoort ek nie meer aan myself nie. Toe behoort ek aan hom. Ek behoort nou aan die koper. En die koper kan besluit hoe ek moet praat. Die koper kan besluit hoe ek moet lewe, hoe ek moet besigheid doen, hoe ek moet aantrek, al hierdie goeders, want ek behoort nie meer aan myself nie. My liggaam het nou 'n tempel geword van die Heilige Gees. Hoekom? Want ek lewe nie meer nie, want Christus leef nou binne in my. En nou wil ek mos lewe soos wat hy wil hê ek moet lewe. Het jy al by daai punt gekom, my vriend, dat jy al gesê het, maar ek wil ook nou lewe soos wat Jesus wil hê ek moet lewe? Of sê jy nog heeltyd, nee man, maar ek wil dit so doen, en ek wil dit so doen, en ek wil dit sus doen? Ons gaan nou kyk wat sê die Bybel oor daardie deel. Op hierdie laaste gedeelte van hierdie DVD gaan ons nou praat oor maak klaar met die eie ek. Maak klaar met die self, hoe ek dit sien en hoe ek dit wil hê. Maar wat sien ons gewoonlik daar buite op die markplein? Nou wat hoor ons gewoonlik daar buite? Kom ons kyk na 'n paar sinsnedes wat ons so algemeen hoor daar buite. Nou die eerste ene wat ek hierna verwys, is 'n liedjie wat ou Frank Sinatra al die jare gesing het. And much more than this, I did it my way. Nou mense, weet jy wat, ou Frank Sinatra is nou al 'n paar jaar dood, so hy weet nou teen hierdie tyd of sy way die regte way was, en of sy way die verkeerde way was. Want dit gaan nie oor my way nie, dit gaan oor God's way. Die ander ene wat mens baie keer hoor is, luister man, ek is so gemaak en so laat staan, los my uit. Of dis nou maar eenvoudig wie ek is, en niemand sal my verander nie. Of ek is altyd reg. Of die vrouens hoor ou baie kere, ek weier om my te onderwerp aan die gesag van enige man. Of by die mans hoor jy baie keer, ek het hierdie besigheid met my eie hande opgebou en niemand het my gehelp nie. Sonder my is hierdie besigheid niks werd nie. Of ek sal hulle wys waar het Dawid die wortels begrawe. Of niemand gaan my teen en kom daarmee weg nie. Of ek is in totale beheer van my lewe. Wat hoor ons heeltyd daar? Ek en my en ek en my. En ek sê altyd vir die mense, in die Engels spesifiek, we have two trinities. We have the Holy Trinity, that's the Father, the Son and the Holy Spirit. And then we have the unholy Trinity, and that is me, myself and I. Nou, die unholy Trinity van me, myself and I, ek en ek. Wie is in beheer daarvan? Satan is in beheer daarvan. Want Satan wil graag hê, ek moet heeltyd vol wees van my eie ek. Want solank as wat ek vol is van my eie ek, en nie bereid is om my eie ek neer te lê nie, raai wat? Dan gaan ek nie groei in my geloof nie. Dan gaan my geloof stagneer. Want solank as wat ek nog besig is met my maniere en hoe ek dit wil hê, gaan my geloof stagneer. En ek sê baie keer vir die mense tydens die lesings wat ek ook aanbied, ja, dis miskien 'n bietjie regheid om dit so te sê, maar ek moet vrek. Want as ek nie vrek nie, kan Jesus Christus nie deur my werk nie. Ek moet my eie ek eers neer lê. Waar kry ek dit? Ek lees maar net die Bybel, my liewe vriend. Is jy bereid om saam met my te lees? Wat sê Lukas 9 vers 23 en 24? En Jesus sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy
homself verloon. Die Engelse Bybel sê he must deny himself. En sy kruis elke dag opneem en my volg. Kyk mooi, daar staan nie kan dit so eenmal 'n week doen nie. Ek moet dit elke dag opneem en hom volg. En mense, daai gaan nie oor die dra van 'n fisiese kruis nie. Daai gaan oor die verloning van die self elke dag. Om elke dag my eie ek neer te lê. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. Nou is my vraag, het jy al by 'n punt gekom waar jy jouself elke dag verloon? En jy sien, ek kan dit eers begin doen wanneer ek deur die deur van die tabernakel gestap het, wanneer ek deur die deur gestap het deur Jesus Christus aan te neem. En nou begin ek myself op die brandofferaltaar plaas, daar waar ek begin wegsterf aan myself, waar ek begin wegbrand aan myself en klaarmaak met my eie ek. Want as ek dit nie gaan doen nie, gaan ek maar net mense rondom my laat swaar kry. Want kom ons kyk wat sê 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Wel, kyk maar rondom jou. Dan sê jy vir my, van wie dink jy is mense liefhebbers? Dis net van hulle self. Kom ons gaan deur 'n paar van hierdie goed wat die Bybel hierso sê. Geldgierig is. Hoekom raak mense geldgierig? Want hulle wil alles meer vir hulle self hê. Ek wil meer geld vir myself hê. Ek gaan dit nie uitdeel nie. Ek gaan nie my geld gebruik om Bybels te versprei nie. Ek gaan nie my geld gebruik om vir die armes en die weduwees en die wese te sorg soos die Bybel sê nie. Nee, want ek is geldgierig, want dit gaan oor my. Ek wil meer geld hê. Ek wil meer geld bymekaar maak, want ek wil, jy sien, dan gaan dit alweer oor die self. Grootpraters. Wat is grootpraters? Wel, grootpraters, trotsaards is die volgende ene. Is maar amper dieselfde tipe ding. Grootpraters en trotsaards is ouens wat brag. Wat brag oor alles wat hulle het en wat hulle kan doen en wat hulle bereik het. Jy sien, maar dit gaan weer eens oor my self. Ek praat groot oor wat ek het. Ek praat groot, ek is trots op wie ek is en wat ek gedoen het en wat ek bereik het. Lasteraars is ouens wat die naam van die Here so gebruik. Hoekom sal mense die naam van die Here gebruik? Want hy dink nie hy het God nodig nie. Jy sien, ek het nie God nodig nie, so ek kan die naam van Jesus Christus belaster. Ek kan die naam van God belaster. Ongehoorsaam aan hulle ouers. Hoekom is kinders ongehoorsaam aan hulle ouers? Want hulle word geleer, jy is in beheer van jou eie lewe. Dit gaan oor jou. Dis ek, me, myself and I. Daarom is kinders ongehoorsaam aan hulle ouers, want hulle verstaan nie meer dat die Bybel sê, eer jou vader en jou moeder nie. Ondankbaar. Hoekom is mense ondankbaar? Man, want ek is nie tevrede met wat jy vir my wou gee nie. En nou is ek ondankbaar vir wat jy vir my gebring het, want ek dink ek is meer werd. Onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers. Hoekom is mense kwaadsprekers? Hoekom praat hulle kwaad van ander mense? Want hulle is vol van hulle self. Hulle wil heeltyd ander mense sleg sê, want dan voel hulle beter oor hulle self. Bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers. Hoekom is mense baie keer verraaiers? Dat is my maklik om iemand te verraai, want dis hoe ek het doen. Ek het nie 'n saak wat hy van my dink nie. As ek hom wil verraai, sal ek hom verraai. Roekeloos, hoekom is mense roekeloos? Man, dis hoe ek bestuur. Niemand gaan my sê hoe ek moet bestuur nie. Ek bestuur soos ek oor 'n rooi lig wil ry, as ek oor 'n stopstraat wil ry, as ek 180 wil ry in 'n 100 sone, is dit my keuse. Jy sien, hulle is roekeloos. Dis wat die Bybel sê, want die mense is liefhebbers van hulle self. Verwaand. Hoekom is mense verwaand? Want hulle is liefhebbers van hulle self. Meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Hoekom is mense meer liefhebbers van genot? Want genot gaan oor die self. Genot bevredig die self. Jy weet, ek wil soveel drink en ek wil soveel dit en ek wil soveel dat. Ek het nie 'n saak wat God sê nie. Jy sien, maar as ek 'n liefhebber van God was, sou ek myself begin neerlê. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het, daar is jou probleem. Hierdie mense wat so vol is van hulle self, selfs in die kerk, het hulle maar 'n gedaante van godsaligheid. Hulle lyk so baie keer heilig, maar in die meeste van die tyd is dit skynheilig. Want hulle lewe nie volgens die woord van God nie. Hoekom? Want hulle die krag daarvan verloon. Hoekom? Want hulle is nie bereid om hulle self te laat sterf nie. En wat moet ek met hierdie mense doen, sê die Bybel vir my? Keer jou ook van hierdie mense af. Soos ek aangestap kom en daar's 'n groep mense wat besig is om grootpraters te wees, trotsaards te wees, lasteraars te wees, hulle vloek en hulle skel, hulle vertel vuil grappe en so aan, dan sê die Bybel vir my, keer jou af van hulle, stap weg van hulle af. Jy hoef nie deel te wees van hulle nie. Want my Bybel sê ook, ek sit nie in die kring van die spotters nie. Ek staan nie in die raad van die goddelose en van die sondaars en hierdie goeders nie. Hoekom? Want hy wat in my is heilig. Sy naam is Jesus Christus. Dit gaan juist daaroor dat ek sterf aan myself. Want die Here wil so graag ek moet klaarmaak met myself, sodat hy meer in my kan word. 1 Samuel 15 vers 22 en 23 sê,
Samuel praat met Saul en hy sê, het die Here behae in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Daai brandoffers en slagoffers verwys na godsdienstige rituele. So, Samuel sê, weet jy wat, die Here het nie behae in al julle godsdienstige rituele nie. Wat hy wel behae in het, is gehoorsaamheid aan sy stem. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer. Om te luister, beter as die vet van ramme. Want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêery en eie sinnigheid is afgodery en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Kyk mooi wat sê daai rooi gedeelte. Eie sinnigheid is afgodery en beeldediens. Man, ek wil heeltyd my eie sin hê. Ek sien dit so in basta. Julle ouens kan my niks vertel nie. Ek weet alles. Ja, jy sien, jy's eie sinnig. En wat is jy besig om te doen? Jy's besig om 'n afgod en 'n beeld van jou eie ek te maak. En die baie duidelik sê hierdie teksvers, dis baie beter om gehoorsaam te raak aan die woord van God as om hierdie eie sinnigheid na te strewe. Want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêery. So as ek wederstrewig is teen die opdragte van die woord, omdat ek eie sinnig is ek besig met waarsêery. En dit is tyd dat ek en jy begin gehoorsaam raak aan die woord van God en sê, Here, leer my om myself neer te lê. Gee my u krag, want Filippense 4:13 sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. So Here, gee my u krag om hierdie goed te weerstaan, om my eie ek te neer te lê en op hom te trap. Iemand het eendag vir my gesê, jy moet hom begrawe en dan moet jy bo op hom spring en klippe bo op hom pak en nie toelaat dat hy weer uitkruip nie. Jy moet klaarmaak met die eie ek. En weet jy wat, my liewe vriende en vriendinne, as ek gesterf het aan my eie ek, kan niemand my meer seermaak nie. Want jy sien, as jy 'n dooie hond skop, dan maak hy nie tjau nie. Hoekom? Want hy's dood. Soos ek dood is aan my eie ek, kan mense my sleg sê. Mense kan my vervolg. Mense kan my te nakom. Mense kan sê en doen aan my net wat hulle wil. Ek's dood. Hoekom? Want ek lewe nie meer nie, maar Christus leef in my. Dit gaan alles oor hom. Dit gaan nie meer oor my nie. Dit gaan daaroor dat ek al hoe nader aan hom wil kom, al hoe meer soos hy wil wees. Maar as ek dit nie gaan doen nie, raai wat gaan met my gebeur? Kom ons lees saam in Daniël 4:30 tot 32. Koning Nebukadneser loop op die tempels rondom Babel rond en hy sê, is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het tot 'n koninklike verblyf deur die sterkte van my vermoë tot verheerliking van my majesteit nie? Terwyl die woord nog in die mond van die koning was, val daar 'n stem uit die hemel. Koning Nebukadneser, die koningskap word jou ontneem en hulle sal jou die mensdom verstoot. Raai wat? As ek ook heeltyd rondloop en vir almal sê, man, ek het hierdie besigheid opgebou en ek het hierdie plaas opgebou en sonder my is hierdie mense rondom my niks. Hierdie plase gaan platval as hulle my hier wegvat. My seun en my kinders kan nie sonder my op hierdie plaas nie. Sonder my kan niks gebeur nie. Raai wat? Hulle gaan jou die mensdom uit verstoot. Het jy al agtergekom dat as jy in 'n gesprek is en jy hoor iemand so praat, is dit net of iets jou so half wegdruk van hierdie ou af? Wat is dit wat jou wegdruk? Is dit wat in jou lewe van God wat sê, keer jou van so ou af. Keer jou van so 'n groot prater en so 'n ou trotsaard af. Keer jou af van hom af. Kry klaar. Moenie deel wees daarvan nie. Daarom moet jy weet, as jy gaan aangaan daarmee, sal jy uit die mensdom verstoot word, soos wat Nebukadneser uit die mensdom verstoot was. En vir 7 tydperke lank het hy gaan gras vreet saam met die diere. En jy moet oppas dat jou eie ek, en die feit dat jy nie wil sterf aan jou eie ek nie ook gemaak dat jy ook geestelike dooie gras gaan eet, nie in die mense tussen die gelowiges werklik ingeneem kan word nie, omdat jy te besig is met die eie ek. Maar kyk mooi wat gebeur met Nebukadneser verder. In Daniël 4:34 lees ons, en na verloop van tyd het ek, Nebukadneser, my oë na die hemel opgeslaan en my verstand het in my teruggekeer. Nou ek persoonlik in my eie lewe, vir 36 jaar van my lewe was ek besig met me, myself and I. Ek was vir amper 10 jaar van my lewe was ek 'n prokureur gewees en ek het al die regte goeders gedoen in mense se oë. Ek het so probeer om mense se guns te kry en ek het so probeer om die regte dinge te doen want ek wou dit so gehad het. En ek prys die Here dat ek 11 jaar gelede alles verloor het wat ek gehad het en dit het my by Jesus Christus uitgebring en ek het besef, weet jy wat, toe ek my oë na die hemel toe opslaan, het my verstand na my toe teruggekeer. Toe ek begin besef, dit gaan nie meer oor my nie. Nou ek sien dieselfde ding het met ou Nebukadneser gebeur. Lees saam met my verder. En ek het die allerhoogste geloof en hom wat ewig lewe geprys en geëer. Wie se heerskappy 'n ewige mag en wie se koningskap van geslag tot geslag is. Kyk mooi. Wie eer Nebukadneser nou? Vir wie gee hy nou die eer vir alles wat met hom gebeur het? Hy gee vir God die eer. Hy gee nie meer vir homself die eer nie. En my liewe vriende en vriendin, voordat ek en jy nie by 'n punt gaan begin kom om vir God die eer te gee vir my besigheid, vir my huis wat hy my mee geseën het, vir my mooi vrou of my mooi kinders en al hierdie goeders nie, voor ek dit nie gaan begin doen nie, raai wat? Gaan dinge rondom my uitmekaar uitval.
voordat ek nie gaan begin erken dat my bekwaamheid uit God uitkom nie. 2 Korintiërs 3 vers 5 en 6 sê, my bekwaamheid kom uit God uit. Voordat ek nie vir God begin die erkenning gee, die eer gee, vir die feit dat hy my bekwaam gemaak het om my werk te doen, om 'n spesifieke besigheid te bedryf, om wat ook al te doen nie. Voordat ek dit nie gaan doen nie, gaan my verstand nog nie na my teruggekeer hê nie. So dis tyd dat ek en jy ons oë na die hemel toe laat gaan, my oë na die hemel toe opslaan, sodat ons verstand na ons toe kan terugkeer. Het jy dit al gedoen? Want weet jy, dis net 'n keuse. My probleem is, voordat ek nie gaan besluit om te sê, Here, ek wil U aanneem, ek wil verander nie, ek wil nou my geloof laat groei nie, gaan ek wees soos wat hier nou beskryf word. En dit was omtrent my lewe vir 36 jaar van my lewe, dit wat hier staan in 1 Korintiërs 2 vers 12 tot 14. Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. My liewe vriende en vriendin, laat niemand ooit vir jou sê jy kan nie weet wat God vir jou uit genade geskenk het nie. Jy kan weet, dis wat die Bybel sê. Daarvan spreek ons ook. Met ander woorde, ons praat oor hierdie dinge. Nie met woorde wat die menslike wysheid leer. En jy sien, dit gaan nie oor menslike kopkennis nie. Dit gaan nie oor hoeveel grade jy het nie, want dit kan jou niks leer nie. Maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Daar's die hele punt. Ek kan nie appels met pere wil vergelyk nie. Ek moet appels met appels vergelyk. Baie mense wil met kopkennis die dinge van die Here probeer uitwerk. Jy kan nie. Jy kan nie met kopkennis geestelike dinge uitwerk nie. En dis wat die volgende rooi gedeelte vir jou sê. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Vir 36 jaar van my lewe was ek 'n natuurlike mens. 'n Natuurlike mens is hy wat alles met sy kop wil uitredeneer en alles met sy vuiste wil regslaan of alles met sy liggaam wil reg doen. Niks van die geestelike nie. En vir my was hierdie dinge ook dwaasheid. Ek kon dit ook nie verstaan nie. Ek het die goed in die Bybel gelees, maar kon dit nie verstaan nie. Hoekom nie? Want ek het dit nie geestelik beoordeel nie. Ek het dit met my kopkennis probeer beoordeel. Die feit dat ek 'n graad gehad het as prokureur en dit het vir my niks beteken nie. Eers toe ek Jesus Christus persoonlik ontmoet en vir die Here gevra het, Here, vat my kop net so bietjie uit die pad uit, laat ek ophou redeneer, laat my siel ophou met my intellek en my emosies oor hierdie dinge ding. Here, ek vat dit nou in die geloof, ek vat dit in my hart, ek vat dit in die gees. Eers toe ek dit doen, raai wat, toe begin ek geestelike dinge met geestelike vergelyk. Toe begin die dinge wat in hierdie boek staan 'n absolute avontuur word in my lewe en in my vrou se lewe en alles rondom ons. Hoekom? Want is die woord van God. Maar in hierdie pad saam met Jesus kom ek toe op hierdie gedig af wat ek nou daar vir jou wys. Dit is geskryf deur 'n Amerikaner met die naam van Bill Britton en die gedig se naam is Dying to Self. Ek wys net vir jou 'n paar van die strofes. Dit is nie eers die hele gedig nie, maar meet jouself gerus aan wat hier staan. When you are forgotten or neglected or purposely set at naught, and don't sting and hurt with the insult or the oversight, but your heart is happy, being counted worthy to suffer for Christ, that is dying to self. When your good is evil spoken of, when your wishes are crossed, your advice disregarded, your opinions ridiculed, and you refuse to let anger rise in your heart or even to defend yourself, but take it all in patient, loving silence, that is dying to self. When you never care to refer to yourself in conversation, or to record your own good works, or itch after commendation, when you can truly love to be unknown, that is dying to self. When you can see your brother prosper and have his needs met, and can honestly rejoice with him in spirit, and feel no envy nor question God, while your own needs are far greater and in desperate circumstances, that is dying to self. When you can receive correction and reproof from one of less stature than yourself, and can humbly submit inwardly as well as outwardly, finding no rebellion or resentment rising up in your heart, that is dying to self. Eina. Eish. Au. Want hoeveel van ons sukkel met daai goeders? Hoeveel van ons wil so graag vir almal vertel wat ek bereik het? Hoeveel van ons word kwaad wanneer ons vir iemand advies gee en hy vee hom af van die advies wat ons gegee het? Hoeveel van ons word kwaad wanneer mense sleg van ons praat agter ons rug en sulke goeders? Jy sien, as ek gesterf het aan myself, plan niks van daai goed meer nie. Want dan leer ek om vergenoeg te wees.
Ek leer om dankbaar te wees vir dit wat ek het, maak nie saak wat dit is nie. Kom ons lees wat sê Paulus daaroor. Filippense 4 vers 11 tot 13. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig, om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. My liewe vriende, weet jy wat? 'n Mens raak eers vergenoegd in die omstandighede waarin jy is, wanneer jy gesterf het aan jouself. Wanneer daar nie meer 'n eie ek oor is nie. Ek moes leer, in dieselfde dorp waar ek met 'n Mercedes gery het, ek met my voete geloop toe ek alles verloor het. Ek moes leer sterf aan myself. En ek het geleer vergenoegd wees, of ek met my voete geloop het, het ek die Here geloof en geprys, of ek met 'n mooi kar gery het daarna, wat die Here my mee geseën het, het ek die Here geloof en geprys. Maak nie saak of ek met 'n fiets ry, en of ek met 'n kar ry, en of ek met 'n trein ry nie. Ek is vergenoegd in omstandighede waarin ek is. Hoekom? Want ek is dood aan myself. Alles wat ek het, is net genade, en aan my geleen vir 'n tyd lank, van God af. So dit gaan glad nie oor my nie. Ek het geleer om vergenoegd te wees, of wanneer die kos in my koskas is nie, ek is dankbaar, want die Heilige Gees dra my deur. Of daar baie kos in my koskas is, ek is dankbaar, want die Heilige Gees voorsien vir my. Jy sien, ek is vergenoegd in omstandighede waarin ek is. Dis nie oor, jy sien, maar as ek nog nie gesterf het op myself nie, raai wat begin mense dan sê? Ja, maar Here, hoekom voorsien U nie vir my nie? Ja, maar Here, U het gesê U sal dit. Ja, maar Here, U woord sê dit. En ja, maar Here, was dit. Jy sien, raai wie se weer. Raai wie se weer. Ek is. Dan gaan dit nie oor Jesus nie, dan is jy nog nie vergenoeg nie. My liewe vriende, vriendin, my en jou hart en gees moet breek voor God. Eers as my hart en my gees breek voor God, en ek begin vergenoegd raak en dankbaar raak, kan hierdie dinge gebeur. Lees mooi wat sê, Psalm 51 vers 19. Die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en verslae hart, sal U, o God, nie verag nie. Die King James sê in Psalm 51 vers 17, as 'n twee versie verskil tussen die Afrikaanse en die Engelse Bybel, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise. Nou vra ek jou, my liewe vriend, het jy al voor God 'n gebroke en 'n verslae hart oor al die gemors wat jy aangevang het in jou lewe? Of is jy nog so besig om jou eie ek op te blaas, dat God nie kans het om in jou te werk nie? Jy sien, God sal dit nie gering ag as jy vir hom sê, Here, ek breek voor U. Here, vergewe my. Vader, vergewe my vir al hierdie gemors. Vader, vergewe my vir die manier wat ek teenoor my vrou opgetree het. Leer my om soos 'n man van God in my huis te lewe, my vrou te koester, te beskerm, my kinders te koester, te beskerm, en hulle nie te vernietig met my mond nie. Ons het ook DVD's oor die mag van die tong, en wat ons met ons tonge maak. Ons het ook oor jou rol as koning, priester en profeet vir die mans, en vir vroue as jy in God se wil, oor wat is jou rol as vrou in die huwelik. Al hierdie dinge is beskikbaar, mense, as ek net bereid is om te sê, Here, leer my uit U woord uit. Mense, jy moet hierdie boek self lees en begin om dit wat ek vir jou sê, selfs op hierdie DVD, te vergelyk met wat in jou Bybel staan. Ek luister eendag na 'n preek van 'n prediker waar hy praat oor the 5 manifestations of pride. En hy sê die volgende 5 manifestations of pride wat ons kry is die volgende. Punt 1, pride will always seek the honor of men. Dis werklik so. Mense wat vol trots en hoogmoed is, wil altyd eer en erkenning by mense hê. Kom ek vertel julle wat ek bereik het. Jong, en ek het soveel grade, jong, en ek het dit, en ek maak soveel geld, en ek ry in so 'n kar, en. Why? Because pride will always seek the honor of men. Punt 2, pride is never impressed. Waar sien die mens dit nogal baie? Ek sien dit baie nogal by laerskool byeenkomste waar daar kinders aan sport deelneem of atletiek, net as 'n voorbeeld. 'n Pa kom by sy vriend en hy sê, "Wow, ek is so trots op my klein seentjie. Hy's nou in graad 6 en hy het regtig sy hart uitgehardloop en hy het 4de gekom. Man, ek is so trots op my seun." Wat sê die ander pa? "Ag, weet jy wat? My seun het al Gauteng klere vandat hy in graad 2 is. Dis nog niks." You see, pride is never impressed. Nommer 3, pride is always an expert. Mense wat vol trots en hoogmoed is altyd experts op alles. En ek lees nogal enige e-mail wat vir my redelik lagwekkend was, want dit bevestig hierdie ding. Van 2 siviele ingenieurs wat 'n brug gebou het, en daar was 'n probleem met hierdie brug. Iewers het iets verkeerd gegaan, het uit mekaar uitgeval, en hierdie derde persoon vat hulle toe verskriklik aan oor al die foute wat hulle gemaak het op hierdie brug, en wat hulle eintlik moes gedoen het. Hulle moes dit gedoen het en dat gedoen het. Hulle het eintlik vir hierdie man vra, "Maar luister, wat se werk doen jy?" Toe sê hy vir hulle, "Ek is 'n haarkapper." Jy sien, dis presies. Pride is always an expert. Hy weet nie waar dit gaan nie, maar hy's 'n expert daaroor. Pride always thinks it's perfect. Daai is 'n baie groot probleem.
Baie mense dink hulle is perfek en jy, solank as wat ek dink ek is perfek, gaan ek nie 'n leerbare gees hê nie. I will not have a teachable spirit, solank as wat ek dink ek is perfek nie. So selfs nie die Heilige Gees van God sal my iets kan gaan leer nie, want ek weet mos alles. Man, jy kan my niks van die Bybel vertel nie. Ek weet alles. Ek kan die Bybel uit my kop uit opsê. Well, it's fine as jy met jou kop uit kan opsê, maar ken jy hom in jou hart? Help niks om jou kop uit op te sê nie, want dis in die sielsdimensie. Jy's besig om sielsdinge met geestelike dinge te probeer vergelyk. Dit gaan nie werk nie. En punt 5, pride cannot receive. Daai is nogal 'n groot. Ou wat vol trots en hoogmoed is. Weet jy, vir my as prokureur wat altyd vir alles wou betaal, toe ek nou alles verloor het die dag en ek het nie 'n inkomste nie, ons het nie kos nie en 'n vriend gee vir my geld om te gaan kry die nuusware koop. Dit was verskriklik. Jy sien, want ek moes sterf aan myself. Ek moes leer dat God is my bron en hy gebruik ander mense om ook vir 'n mens te voorsien. Maar pride cannot receive. Pride is iemand wat altyd wil, want ek sal betaal. Ek is hierdie goeders. Ek het geld om dit te betaal. Ek kan dit doen. Want jy sien, dan gaan ons alweer. Dis tyd dat ek en jy moet begin besef. As ek nie gaan sterf aan my ek nie, as ek my nie gaan oopstel vir die Heilige Gees in my binneste nie, gaan ek nie in die oorwinningslewe begin lewe wat God wil ek moet lewe nie. Maar die punt is, ek kan jou vandag op hierdie DVD van niks oortuig nie. Hoekom nie? Johannes 16 vers 7 en 8 sê, Jesus aan die woord en hy sê, ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Jy sien my vriend, net die Heilige Gees kan jou vandag oortuig van enige sonde in jou lewe. Ek kan nie. Ek kan jou nie eens oortuig oor hierdie goed wat ek vir jou sê, van sterf aan jouself nie. Net die Heilige Gees kan jou oortuig. En weet jy, wanneer kom daar werklike herlewings in die wêreld? As jy maar na al die ou boeke van al die ou skrywers gaan lees van die herlewings wat gekom het. Wanneer was daar herlewings? Wanneer mense oortuig geword het van die sonde in hulle lewe. En dit afgelê het en voor God neergeval het op hulle aangesigte. Deesdae as die mense, daar's herlewing, as die ouens 'n paar goeie gevoel het. Ek voel so lekker. Nee, dis nie herlewing nie. Herlewing is wanneer die Heilige Gees my oortuig van sonde. En God dan in sy volheid deur my begin werk en deur my begin vloei. Ek begin sterf aan myself. Ek begin my eie ek neerlê. Jy sien, want daai, ek voel so goed, dit gaan alweer oor ek. Dit gaan alweer oor my. Nee, oppas laat dit nie oor my gaan nie. Dit mag nie oor my gaan nie. Dit moet oor Jesus gaan. En hy sê vir ons in Lukas 6 vers 46 tot 49, en wat noem julle my Here, Here, en doen nie wat ek sê nie. Elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en dit doen. Jy sien, die Bybel is 'n praktiese boek. Ek moet nie net hierdie goeders net glo nie, ek moet dit ook begin doen. So as die geloof in my lewe ontstaan het en begin groei, dan begin ek doen wat in die Bybel staan. Ek sê julle wys soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat 'n huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan in die fondament op die rots gelê het. En toe die vloedwater kom, kyk mooi, en toe die vloedwater kom. Daar sê nie, staan nie, ag, weet jy wat, daar sal soms, of daar sal dalk nie vloedwater kom nie. Daar staan, en toe die vloedwater kom. So die vloedwater gaan teen jou kom, my vriend, wanneer jy hierdie pad van geloof stap. En toe die vloedwater kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie, omdat sy fondament op die rots was. Nou vra ek jou die vraag, is jou fondament al op die rots, Jesus Christus? Want as jy nie diep gewortel is op die fondament Jesus Christus nie, gaan jou huis uitmekaar uitval. Lees verder. Maar wie dit hoor en dit nie doen nie, dan word jy's nie bereid om te glo nie. Jy's nie bereid om deur Jesus in te gaan nie. Jy's nie bereid om te sterf aan jouself nie. Hy is soos 'n man wat 'n huis sonder fondament op die grond bou. En die stroom het daarteen losgebreek en dit het dadelik geval. En die instorting van daardie huis was groot. My liewe vriend, waar het jy jou huis gebou? Op die rots Jesus Christus, deurdat jy hom aangeneem het, jouself begin neerlê het, of gaan dit nog steeds oor ek, oor jouself, oor hoe jy dit wil sien? Jy sien Johannes 3 vers 30 sê, hy moet meer word en ek minder. Ek persoonlik glo, hy moet alles word en ek niks. Want ek moet heeltyd en elke dag myself neerlê, my eie ek verloon, eers dan kan ek hom werklik volg. Waar trek jy? Wat het jy besluit om te doen? Wil jy nog steeds die dinge op jou manier doen? Dis hoe jy dit sien en dis hoe jy dit wil hê? My vriend, jou geloof gaan stagneer. Dit gaan glad nie groei nie. Ek sluit af met 'n paar vrae vir jou op hierdie DVD. Vraag 1 is jy al werklik gered, soos die Bybel daarna verwys? Of dink jy steeds jy's 'n Christen omdat jy in 'n Christenhuis groot geword het? En indien jy nog nie gered is nie, my vriend, as ek nou afgesluit het met 'n gebed, bid asseblief vir die gebed,
wat ons vir jou aan die einde van die DVD sal laat rol, sodat jy ook kan weet, jy is wel gered. Punt 2. Het jou geloof al tot stand gekom en begin groei, of stagneer dit? Redeneer jy nog oor geloof, of glo jy? Punt 3. Is jou eie ek, of jou eie sinnigheid, jou eie self, nog in die pad van jou geloofsgroei? Punt 4. Vra dan nou vir die Heilige Gees, om aan jou uit te wys, waar is daar nog gebiede in jou lewe, waar die self nog nie gesterf het nie, en hy sal dit doen. Want onthou my liewe vriende en vriendin, ons dien nie 'n dooie God nie. Ons was vir soveel jare in ons lewens besig met godsdiens, dat ons God gemis het. Ons was vir soveel jare besig met die Christen geloof, dat ons Christus gemis het. Terwyl die Bybel in Openbaring 1 vers 17 en 18 sê, ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk ek leef tot in al ewigheid, amen. En alle eer gaan aan Jesus Christus. Alle eer aan Jesus Christus wat aarde toe gekom het en versoening kom doen het vir my en jou sondes, sodat ek en jy die ewige lewe kan hê. En omdat ek so dankbaar is vir hom, en omdat ek weet hy het my duur gekoop op Golgotha, daarom wil ek sterf aan myself. Daarom vra ek vir hom, Here, waar is daar nog gebiede in my lewe waar dit oor die ek gaan? En dan sê hy vir my, my seun, jou manier van met jou vrou praat, jy dink jy's beter as sy, moenie dit doen nie. Jou manier van met jou werksmense praat, jy dink jy's beter as hulle. Nee, jy sien, Filippense 2 sê vir ons, in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Ek moet sterf aan myself. As ek hierdie goeders vir die Here vra, verduidelik dit vir my. Ek gaan nou afsluit met 'n gebed. En as jy 'n keuse gemaak het vir Jesus Christus vandag, ek kan jou nie oortuig nie, maar ek weet net, hy staan by die deur van jou hart en klop. En as jy graag jou geloof wil laat ontstaan, en vandag wil sê, Here, ek glo, kom my ongeloof te hulp, sal hy dit doen. Hy sal jou help. Dan bid jy asseblief hierdie gebed wat ons na die tyd vir jou sal wys, sodat jy kan weet, jy gaan ook in by die deur, jy gaan in by die tabernakel, dan kom die brandofferaltaar, die doop, alles wat vir jou voorlê, gaan doen wat die woord vir jou sê. Wees gehoorsaam aan wat hier staan, in die naam van Jesus Christus. Kom ons bid saam. Vader, in die magtige naam van Jesus sê ons vir u dankie, Here. Here Jesus, dankie dat u by die deure van ons hart staan en klop en klop en klop, tot die dag wat ons oopmaak. Dankie dat u nooit moeg word om te klop nie, Here. Maar Vader, ek wil bid, dat u Heilige Gees die naprediker sal wees van hierdie woord, dat mense sal luister wat u Gees vir hulle sê, na aanleiding van dit wat ons op hierdie DVD bespreek het. En dankie Here dat ons weet, u wil hulle inneem in die koninkryk in, en ek wil vra, as elkeen van hulle wat nou voor hierdie DVD gaan sit, hierdie gebed gaan lees, en het voor u bely, Here, dat u engele sal jubel en juig oor elke sondaar wat sal inkom, sodat u daardeur verheer kan word. Want Here Jesus, ons loof u, ons prys u, ons aanbid u. Dit gaan alles net oor u. En ek seën elke mens wat hierdie DVD gaan kyk, sodat u daardeur verheer kan word. In Jesus se naam. Amen. You're a good, good Father, and you love your children, slow to anger, abounding in love. You're a good, good Father, and you love your children, slow to anger, abounding in love. You're a good, good Father, and you love your children, slow to anger, abounding in love. You're a good, good Father, and you love your children, slow to anger, abounding